Goeiemôre geliefdes, ek glo en vertrou dat dit goed gaan met u en dat u nog gesond is. Dit is vir my lekker om vandag weer saam met jou op hierdie platform te kan kuier. En net so is die jaar verby. Ons is by ons laaste Sondag van die kerklike jaar en ook ons laaste amptelike Sondag in die erediens. Ons het hierdie Sondag ons laaste nagmaal vir die jaar en dan het al ons aktiwiteite dan ook amptelik afgesluit. Dan het die vakansietyd aangebreek en 'n klomp van julle gaan al reeds weg met vakansie, die skole se eksamens kom ook amper tot 'n einde. So ja, al die goedjies begin afsluit. Ons wil graag vir die mense wat in die komende week verjaar baie geluk wens met hulle verjaarsdag, as ook in die feesseisoen. Mag dit vir julle 'n besonderse dag en 'n geseënde jaar wees. En dan het ons nog ons voorbereidingslys wat ons ook graag aan u wil voorhou. Ons vra nog steeds voorbereiding vir oom Flip Lessing, vir tannie Hannetjie Klint, vir oom Johan Annandale en vir tannie Didi Becker. Vir hulle gesondheid en ons vra dat u in u gebede aan hulle sal dink. Indien daar iemand anderste is van wie ons nie bewus is nie, vra ons dat u ons asseblief ook in kennis sal stel van hulle gesondheidstoestand. En dan vra ons as julle gaan reis in die vakansietyd, reis asseblief veilig. As julle terugkom huis toe, kom asseblief veilig terug en geniet dan ook die vakansietyd. Wat ons eredienste aanbetref, ons gaan elke Sondag nog steeds 'n erediens hê, om 9:00 in die oggende. En ons sing saam van so kwart voor af, so u is meer as welkom om dit by te woon. En dan sal daar video's wees tot en met 25 Desember. Daarna sal daar glad nie video's wees nie, maar wel net eredienste in die kerkgebou, want ek is van die 25ste Desember tot die 17de Januarie met verlof. So indien jy 'n krisis het, asseblief kontak een van die kerkraadslede en meld dan hulle aan of gaan sien die dominee wat dan ook vir ons instaan. Dominee Stanley staan vir ons in. So indien daar enige krisis is julle ook meer as welkom om hom te kontak. Ons sal die inligting op die WhatsApp groep en op die Facebook plaas. Dit is dan al wat die afkondigings aanbetref. Ek gaan vra dat ons net eers ons saam wees op hierdie platform op 'n gepaste wyse sal begin. So kom ons sluit eers ons oë en dan bid ons saam. Here en Hemelse Vader, ons kom sê vir U dankie. Dankie vir genade uit U hand uit. Dankie dat ons op 'n platform soos hierdie bymekaar kan kom om stil te word in ons daaglikse rotine en by U voete te kom sit. Vader, en daarom wil ons kom vra dat U met elkeen van ons sal werk. Vader, ons het 'n behoefte om meer van U te leer. Ons het 'n behoefte om ons lewens te verander en om so te leef soos wat U wil hê ons moet leef, volgens U wil, en om gehoorsaam daaraan te wees. Maar Vader, in ons eie krag sukkel ons daarmee en daarom het ons nodig dat die Gees en U met ons sal werk. Dat U ons sal leer en sal lei en vorm en skaaf. En daarom kom vra ons, breek vandag vir ons die woord oop. En kom werk met elkeen van ons. Kom wys vir ons wat dit is in ons lewens, wat ons moet verander, en help ons om dit ook reg te kry. Dankie dat ons hierdie dinge kan bid, in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Nou geliefdes, dis Koninkrykstydperk, en ons sluit vandag die Koninkrykstydperk af met Koningssondag. En dan van volgende week af begin ons weer met die kerklike jaar van vooraf, wanneer ons by Advent begin. So ek het dit goed gedink om dan ook 'n teksgedeelte te kies wat by Koningssondag aanpas. En daarom gaan ons saam lees uit Jesaja 6 uit. So indien jy die Bybel by jy het, is jy meer as welkom om te volg. Ons gaan die hele hoofstuk uit Jesaja 6 uit lees. So die opskrif van hierdie gedeelte sê Jesaja word geroep om profeet te wees. In die jaar van koning Osia se dood het ek die Here gesien. Hy het op 'n baie hoë troon gesit en die onderste van sy kleed het die tempel gevul. By hom was daar serafs om hom te dien. Elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy gesig bedek, met 2 het hy sy voete en met 2 het hy gevlieg. Die serafs het mekaar telkens toegeroep. Heilig, heilig, heilig is die Here, die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Hulle het so hard geroep dat die deure en die kusyne gerammel het en die tempel vol rook geword het. Toe het ek uitgeroep, dit is klaar met my, ek is verlore. Elke woord oor my lippe is onrein en ek woon onder 'n volk van wie elke woord onrein is. En nou het ek die koning gesien, die Here, die Almagtige. Een van die serafs het toe 'n gloeiende kool met 'n tang van die altaar afgevat
en na my toe gevlieg. Hy het my mond aangeraak met die kool en gesê, nou dat die gloeiende kool jou lippe aangeraak het, is jou oortredinge vergewe, jou sonde versoen. Toe het ek die Here hoor vra, wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? Ek het geantwoord, hier is ek, stuur my. Toe het die Here gesê, gaan sê vir die volk, julle sal hoor en tog sal julle niks verstaan nie, en kyk en tog niks sien nie. Verder het hy vir my gesê, maak hierdie volk traag van begrip, maak hulle ore doof en hulle oë blind, sodat hulle nie met hulle oë sien en met hulle ore hoor en met hulle verstand begryp en hulle bekeer en genees word nie. Toe vra ek, tot wanneer, Here? En hy het geantwoord, totdat die stede verwoes is en sonder inwoners is, totdat die huise verlate is en die land in 'n pynhoop omskep is, totdat ek, die Here, die mense ver weggevoer het en die land heeltemal verlate is. Selfs al is daar net 'n tiende oor, sal die land nog verder verwoes word. Maar soos 'n akkerboom of 'n terpentynboom 'n stomp bly staan wanneer dit afgekap word, so sal daar vir die land 'n stomp oorbly, die gewyde geslag. Nou ons lees net hierdie enkele verse saam. Geliefdes, daar is altyd mense wat baie van hulle self dink en wat min van God dink of selfs dink dat hulle God is of dat hulle belangriker of beter as God is. Een so 'n persoon was koning Louis die 16de van Frankryk. Hy het verkies dat mense hom Louis die Grote noem. Hy het ook homself beskryf as ek is die staat. Sy hof was die rykste en mees luisterryke in die hele Europa. En sy begrafnis was ook deur homself beplan om een van die swierigste ooit te wees. Hy is in 1717 oorlede en in die kerk waaruit hy begrawe is, het sy oorskot in 'n goue kus gelê om sy grootheid en sy majesteit te beklemtoon. Is daar opdrag gegee dat die kathedraal baie swak verlig moes wees en dat daar 'n spesiale kers bokant sy kus geplaas moes word. Die duisende wat die begrafnis bygewoon het, het in stilte gesit. Toe begin die aartsbiskop praat. Hy het stadig afgebid en die kersvlam doodgedruk en gesê, net God is groot. Nou koning Louis was egter nie die enigste koning wat gedink het dat hy belangrik is nie. Nee, reg deur die eeue vind ons konings wat probeer het om hulle merk te maak in die geskiedenis. Selfs in ons teksgedeelte wat ons vandag gelees het, word daar verwys na so 'n koning, wanneer ons hoor van koning Osia. Hy was 'n baie suksesvolle koning gewees, 'n gevierde koning van Juda. Hy was 52 jaar aan bewind en het Juda tot ekonomiese en militêre voorspoed gelei. Daar het egter ook probleme na vore gekom, want Osia het onder die oordeel van God gekom, omdat hy nie die land van die afgodsdiens wou gereinig het nie. Daar was ook dreigende oorlogswolke uit die noorde uit, met die wêreldmoondheid Assirië, wat Juda 'n politieke onderdaan wou maak. In die sterfjaar van Osia, wat 742 voor Christus was, sien die profeet Jesaja die Here. Osia se dood en Jesaja se sien van die Here word in een sinnetjie vir ons vermeld. En daarmee word die koningskap van die aardse vors en die koninkryk van God met mekaar gekontrasteer en teenoor mekaar afgespeel. Die tydelike regering van Osia staan teenoor die omvang en ewigheid van God se heerskappy. Ons sien wie is werklik groot. Ons sien iets van die ontsettende heiligheid en heerlikheid van die koning wat oor ons regeer.
Daar is min ander plekke in die Bybel waar ons 'n beter voorstelling kan kry van God en van sy grootheid. Jesaja bevind homself in 'n krisisoomblik, want Usia, die koning van Israel, is oorlede. Die volk het onder sy heerskappy gegroei en 'n groot ryk geword. Solank as wat hy regeer het, was die volk vervul met sterkte, met sekuriteit en met hoop vir die toekoms. Nou is hulle fondamente geskit met sy afsterwe en heers daar 'n groot onsekerheid onder hulle. Jesaja gaan na die tempel om God te gaan opsoek en vind 'n visioen van God wat sy hele lewe verander. Dit openbaar God soos wat Jesaja hom nog nooit gesien het nie en bied Jesaja weer 'n betekenisvolle toekoms. Jesaja sien eerstens die soewereiniteit van God. Met ander woorde, God se mag. Toe hy die tempel ingaan, sien hy God op die troon sit. Hy kom tot die besef dat ten spyte van Israel se wêreld wat in duie gestort het, deur die afsterwe van Usia, en ten spyte daarvan dat die troon nou leeg staan, die hemelse troon steeds beset is. God se troon is baie hoog, hoër as sy skepping, en van daar regeer hy oor die hele wêreld. Waar hy op die troon sit, heers God oor alle ander heersers. Ja, hy het selfs regeer oor die groote koning Usia. Die mag van die antieke koning was gemeet aan die lengte van sy kleed. Toe Jesaja sien God se kleed het die hele tempel gevul, het hy besef, God het onbeperkte mag. Dit kan nie gemeet word nie. En dit is die beeld van God wat ons weer in ons koppe moet kry. 'n God met onbeperkte mag, wat oor alles en almal regeer. Nie 'n beeld van God wat heers in 'n wêreld wat op die oog af buite beheer is nie. Nie 'n beeld van God wat voortdurend in die stryd met Satan en die demone gewikkel is nie. Nie 'n beeld van God wat deur mense gemanipuleer word tot hulle eie voordeel nie. Nee, ons moet weer die beeld kry van 'n God wat op sy troon sit en wat in beheer is. Van 'n God wie se mag onuitspreeklik groot is. Tweedens het Jesaja die heiligheid van God raak gesien. By die troon was daar serafs om God te dien. Elkeen van die engele het 2 vlerke gehad wat hulle oë toegehou het, sodat God se glans hulle nie sou verblind nie. Met die ander 2 vlerke het hulle voete toegehou, wat weer dui op die nederigheid en die besef dat hulle nie werklik in God se heilige teenwoordigheid kan wees nie. En met hulle laaste 2 vlerke het hulle gevlieg, om sodoende hulle gewilligheid om God te dien en gehoorsaam te wees aan te toon. Nogtans het dit wat hulle gesê het, God se heiligheid meer beklemtoon as enigiets anders. Hulle het gesê, heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Hierdie herhaling van die woord heilig wil eintlik sê, heilig, heiliger, heiligste. Die engele sang basyn uit dat God absoluut heilig is in die ganse heelal. In vandag se samelewing word die absolute heiligheid van God afgemaak as iets wat net tot by die Ou Testament hoort. Die God van die Nuwe Testament is mos 'n vriendelike God, wat ons vriend geword het. Party mense sal selfs van God as hulle pel praat. Hy is nie so ver bo ons verhewe nie, want ons is deur Jesus Christus verhewe tot goddelike status. Hoe die mens ook al probeer om God se heiligheid te misken, die serafs sal dit uitpasyn
tot aan die einde van dae. Heilig, heilig, heilig. Derdens het Jesaja bewus geraak van God se grootheid. Die deure het in hulle kusyne gerammel en die tempel het vol rook geword. Toe het Jesaja uitgeroep: Dit is klaar met my, ek is verlore, elke woord oor my lippe is onrein en ek woon onder 'n volk van wie elke woord onrein is. En nou het ek die koning gesien, die Here die Almagtige. Waar God aan mense verskyn, daar besef die mens sy nietigheid voor hierdie hemelse koning. Jesaja is verskrik. Hy besef dat hy verlore is as God gaan moet optree teen die mens en sy sonde. Hy was verslaan en daarom kan hy nie anders as om sy swakheid te bely nie. Hy bely dat hy verdien om deur God se oordeel vernietig te word. Selfs dit wat die reinste van 'n profeet moes wees, sy lippe is onrein. Dit is 'n belydenis wat getuig van nederigheid deur een van die grootste profete van alle tye. Hy moes dit bely, want hy het tot die besef gekom van God se grootheid. Wanneer ons God se heiligheid aanskou, dan kan ons nie anders as om ons eie sonde en nietigheid raak te sien nie. Sal enige persoon wat opreg is in sy geloof en aanbidding van God, voor God staan en homself belangriker ag as God? Of homself gelykstel aan God, deur na God te verwys as sy vriend, as sy pel? Hoeveel keer hoor ons nie dat mense minagtend van God praat nie, of selfs vertel hoe God aan hulle verskyn het terwyl hulle in die oggend voor die spieël gestaan en geskeer het. Indien ek die Bybel reg lees, het God se verskyning nog altyd gepaard gegaan met aardbewings, met wind, met vuur, met mure wat bewe en mense wat op hulle gesig voor God gaan val om hulle nietigheid te bely. Geliefdes, dus moet ons baie versigtig wees wanneer mense praat van 'n terloopse verskyning van God terwyl hulle gesit en koffie drink het. Ons moet dan vir die Heilige Gees vra om vir ons onderskeidingsvermoë te gee, sodat ons sal seker maak dat hierdie mense werklik 'n verskyning en 'n belewenis van God gehad het. Ek sê nie dit kan nie gebeur nie, maar wanneer God naby aan ons is, wanneer God aan ons verskyn, moet daar 'n eerbiedige heiligheid wees, moet ons 'n heilige respek vir God hê, en ons moet uit daardie eerbied en heiligheid optree. Die vierde aspek wat Jesaja beleef, is die beeld van God se liefde. Soos wat hy tot 'n besef gekom het dat God hom vergewe, het hy ook ontdek dat God 'n God van liefde is. Een van die engele het na Jesaja toe gevlieg en sy mond aangeraak met 'n gloeiende kool. Hierdie kool simboliseer God se vergifnis, die reiniging van die mens van al sy sondes. Nou warm gloeiende kole is op die dag van vergifnis op die altaar geplaas wanneer daar geoffer is vir die sonde en om vergifnis vir die volk gebid is. Een van hierdie offerkole is nou gebruik om Jesaja te reinig. Geliefdes, hierdie vergifnis en reiniging dui op die ongelooflike, onvoorwaardelike liefde van God. 'n Mens kry nie 'n groter liefde as dit nie. Onthou hierdie liefde elke keer wanneer jy in gebed na God toe gaan en dank hom vir sy vergifnis. Laastens het Jesaja 'n beeld gesien van God se genade. Ons lees in vers 8. Toe het ek die Here hoor vra, wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? God roep toe die profeet na vore om in sy diens te kom staan. God se genade word duidelik getoon deur Jesaja se roeping
tot diens aan God. Jesaja ontvang 'n tweede kans van God. God is ook 'n God van tweede kansse. God wat ons sal gebruik indien ons sonde bely. Jona moes eers deur 'n vis ingesluk word alvorens hy sy tweede kans gekry het. Petrus moes eers deur die haan herinner word van sy sonde voordat hy sy tweede kans gekry het. En Jesaja moes hierdie selfde les leer, net soos wat ek en jy dit ook moet leer, dat God 'n God van tweede kansse is. Geliefdes, dink net aan al die tweede kansse wat God al vir my en jou gegee het. Dit is die grootste vorm van genade. Geliefdes, hierdie visioen wat Jesaja beleef het sy beeld van God kom herstel. Die eienskappe soos wat Jesaja dit waargeneem het, naamlik God se mag, sy heiligheid, sy grootheid, sy liefde en sy genade, vorm 'n beeld om God aan Jesaja bekend te stel, soos wat hy is. Waarskynlik die grootste profeet van alle tye het op die grond gelê en gebewe toe hy van aangesig tot aangesig met God gekom het. Wie dink die mens van vandag is hy om met God te speel? Om van God 'n maatjie te maak wat hy kan gebruik wanneer hy hom nodig het, maar ignoreer wanneer hy hom nie nodig het nie, of nie lus is vir hom nie. Wie is die mens dat hy die Heilige Gees kan manipuleer tot sy eie voordeel, tot rykdom en gesondheid? Dit het tyd geword dat ons weer die heilige ontzag vir God ontwikkel, wat hom tot koning van ons hart en ons lewe sal maak. Dit het tyd geword dat hy weer die eer en die respek ontvang wat hom toekom. Want onthou, dis nie almal wat sê Here, Here, wat die koninkryk van God sal ingaan nie, maar net die wat die wil van sy Vader doen. So kom ons stel God weer eerste in ons lewens, in ons harte en in ons gedagtes. Kom ons laat hom toe om weer as koning in ons lewe te regeer. Ek sluit af met iets wat ek raak gelees het, wat gaan oor God se koningskap en heiligheid. Die skrywer is onbekend. Daar staan: God se heiligheid dui op sy afsondering, sy transcendensie, sy verhewenheid bo die skepping, sy gans andersheid. Hy is vergelykbaar met niks of niemand anders nie. Hy is in 'n klas van sy eie, volkome uniek. Hy leef buite die sfeer van die menslik gewone en begryplike. Hy is verhewe en onpylbaar. God is volkome in homself, van niemand afhanklik nie, ver bo alles in ewigheid, oneindige heerlikheid en majesteit. Hy is heilig, heilig, heilig. Amen. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Here en Hemelse Vader, vandag kom ons na U toe en ons kom sê vir U dat ons jammer is. Jammer dat ons U afgemaak het as 'n vriend, as 'n pel, as iemand wat ons kan beheer. Jammer dat ons soms dink dat ons belangriker of groter is, of dat ons soms dink dat dit wat in ons lewens aangaan belangriker is as U wil, en dat ons nie na U wil of U stem luister en dit gehoorsaam nie. Vandag het ons weer tot die besef gekom dat niks en niemand belangriker is as U nie. Ja, ons kan naby aan U leef, ons kan 'n intieme verhouding met U hê, maar nog steeds U behandel met die eer, heiligheid wat U toekom. En daarom kom vra ons U, help ons om deur die Gees weer tot by hierdie punt te kom, by 'n punt waar ons aan U alle eer gee, alle lof, alle respek wat U toekom. Vader, help ons om U weer die koning van ons lewe, die koning van ons harte te maak, en om diensbaar te wees en op te tree in U diens, om dankie te sê vir die feit dat U ons God is, dat U in ons lewens regeer en dat U koning oor ons lewe is. Vader, help ons om so te leef, dat dit vir U aanneemlik sal wees. Ons kom bid ook vir elkeen
wat siek is. Ons kom dra hulle aan U op en ons vra dat U ook die pad saam met hulle sal stap. Dat U vir hulle krag sal gee en as dit U wil is, genesing sal bewerkstellig. Vader, ons kom bid vir elkeen wat op ons land se paaie gaan begin reis in hierdie feestyd. Vader, hou U hand van beskerming en seën oor hulle. Die jong mense wat dalk nog eksamen skryf in die volgende week, wees by hulle, gee hulle insig en wysheid. En dankie dat ons onsself en ons geliefdes vandag aan U kan kom opdra en vra dat U ons sal help om U weer op die troon van ons lewens te plaas. Ons bid al hierdie dinge nie uit verdienste nie, maar alleen uit genade. Amen. Geliefdes, dankie dat ek my gedagtes rondom hierdie teks met U kon deel. Ontvang dan nou die seën van die Here. God van ons tyd en van alle tye, God van ons wêreld en van alle wêrelde, God van liefde en van lewe, Vader, Seun en Gees, die koning van ons harte en lewe, seën ons met sy liefde, vrede en genade. Amen. Geliefdes, bly gesond en wees geseënd. Totsiens.